that saved a wretch like me. Amen. Amen. Dit is so fantasties om al die tyd in te kyk in die skrifte en absoluut deur geloofsgehoorsaamheid voort te gaan, om absoluut te glo wat God vir ons kom doen het, om absoluut in die geloof te wees, op hom te vertrou en nie op die vlees nie, op geen mens vertrou, geen vlees te vertrou, alleen op die Gees van God wat gekom het om vir ons die werklikheid te bring. Nou iets wat baie interessant is die Heilige Gees is 'n baie persoonlike realiteit. Dit is eintlik God wat deur sy Gees met ons gemeenskap hou. En baie min mense verstaan dit eintlik, want Johannes 6 vers 63 in die skrifte sê, hierdie woord is gees en lewe. Dit is so belangrik om volgens dit te leef en te wandel, dat jy absoluut weet dat die woord is die gees van God, is absoluut die realiteit. Jy's nie onder die wet nie, Romeine 2 vers 14, die heidene het nooit 'n wet van God ontvang nie, het nooit 'n wet gehad nie. Eerste wat hulle van gehoor het, is die blye boodskap wat aan die kruis plaasgevind het. Efesiërs 1 vers 13. Eerste realiteit wat tot die heiden gekom het. Efesiërs 3 vers 6. Dat die heidene ingesluit is nou aan die kruis, aan die belofte wat God vir Abraham gemaak het. So dit is so belangrik dat ons absoluut sal inkyk en sal glo. Luister net hoe lees Johannes 6:63. Hy sê dit is die Gees wat lewend maak. Die woord van God, die Gees, die Heilige Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Wanneer jy hierdie woord bedien jy gees en lewe. Jy kan nie die dood bedien nie. As jy sonde en ongeregtigheid preek, dan preek jy die dood. Dit is wat Christus gekom het, voor gesterf het, om die sonde vir ewig uit die weg te ruim, sodat sonde nooit weer 'n implikasie sal hê op enige mens nie. Want sonde sal nie aan hulle toegereken word nie. Wat word nou aan die mens toegereken? Watter kwaliteit moet 'n mens nou hê om 'n Christen te wees? Jy moet 'n gelowige wees. Jy moet glo wat God vir jou gedoen het. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die mens moet absoluut die woord van God glo in elke faset. En soos ons inkyk in die woord, en soos ons die woord toelaat om ons verstand te vernuwe, want dit is 'n nuwe realiteit. Ons het nooit besef dat ons gees, siel en liggaam is nie, en dat God die gees kom red het nie. Die vlees tel vir niks nie. Die gees is dit wat gered word, en die gees is dit wat nou deur die woord geskoei word. So Romeine 12 vers 2 praat van die vernuwing van die verstand. Dit vind net plaas soos jy luister na die skrifte. Nou dit is so pateties as jy mense kry wat glad nie wil luister nie. Hulle wil net hulle eie idee gee, maar hulle wil nie luister nie. En hierdie realiteit is vir elke mens. Jy kan nooit genoeg weet om te sien hoe dom jy werklik is nie. Jy moet absoluut tot 'n volheid van kennis kom, tot 'n volmaaktheid kom. Al die tyd inkyk, al luister jy vir 'n boemelaar, luister en jy sal werklik iets vind wat jou sal inspireer om
hierdie groot God te vereer vir sy goedheid en sy guns. So, dit is so belangrik dat ons al die tyd in die woord bly, al die tyd toelaat, soos ons die woord sien as gees en lewe. Toelaat dat hierdie woord ons gees bedien. Dit is hoe die vernuwing van ons verstand dan plaasvind. En dit is so belangrik. Ek het dit al heel wat genoem, dat Christus kom vir 'n kerk sonder vlek of rimpel. Nou, ons kan dit miskien bietjie nouer trek en sê, God kom vir mense sonder vlek of rimpel. Dit is die werklikheid van die skrifte. As jy net God vereer vir die groot daad wat hy gedoen het om in Christus aarde toe te kom, om aan die kruis dit te vermag wat hy vermag het. En jy begin dit sien en dit glo, hoe groot hy werklik is en dat hy dit alles bereik het, wat al die beloftes in vervulling gebring het. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, dit maak nie saak hoeveel beloftes van God daar ook al is nie. In Christus, aan die kruis, is hulle almal ja en amen. Alle beloftes vervul. God sal nooit terugdeins op sy belofte nie. En as jy daardie realiteite kan aanvaar, om byvoorbeeld sy vergifnis net te aanvaar, kan jy dink, mense lees 1 Johannes 1 vers 9, wat absoluut in werklikheid net geskryf is vir 'n heiden, wat nog nooit gehoor het van Christus nie, en wat nou die blye boodskap hoor, en dan moet hy glo. Hulle lees nie verder nie. Dis die laaste keer as jy hoor van wat Christus vir jou gedoen het, dat jy ooit kan dink jy's 'n sondaar. Want nadat Christus vir jou gesterf het, kan jy onmoontlik, dan is jy die geregtigheid van God in Christus Jesus. En dis dinge wat jy moet glo, as jy 'n gelowige is. Hoe kan jy, as hy jou sonde weggeneem het aan die kruis, weer vergifnis vra? Dan haal jy 1 Johannes 1 vers 9 aan. Maar jy kyk nie na 1 Johannes 3 vers 9 nie, wat sê dat jy kan nie sondig nie, want jou gees is gered en verseël, dat sonde nooit weer in jou gees sal kan indring nie. So wat nou gebeur, is jy leef 'n lewe en jy gaan foute maak. Jy gaan foute maak, maar dit gaan nie teen jou tel nie, want daar's 'n lewe in jou. Johannes 10 vers 10 sê, die duiwel het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Kan jy dink dat hy die kruis probeer verwoes? Christus het die sonde weggeneem. 2 Korintiërs 5 vers 19, dat God die mens gerekonsilieer het en hulle sonde nie weer aan hulle sal toereken nie. Maar hulle vra elke dag nog vergifnis van sonde. Kan nie die vergifnis aanvaar nie. Kan nie 'n ewige vergifnis aanvaar nie. In Hebreërs 9 vers 12 sê, God het 'n ewige verlossing teweeggebring. Waarom kan jy nie God glo nie? En hoe is dit dat mense tot vandag toe deur werke probeer gered word, deur werke probeer 'n stand in die kerk of 'n stand in die lewe kry, terwyl daar geen werklikheid in is nie. Lewe sal uit jou binneste uitvloei, want Christus het gekom om jou lewe en lewe in oorvloed te gee, want hy het in jou kom woon, die verborgenheid van die skrifte. Kolossense 1 vers 26 tot 28, ek haal vry aan, sê hierdie verborgenheid van vergifnis, van redding, van volmaaktheid, van genesing, hierdie verborgenheid was verborge vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, naamlik Christus in julle,
die hoop van heerlikheid. Kan jy dink as Christus in jou is en jy vra vergifnis van sonde, dan meen dit Christus het nou gesondig, want dis nie meer jy wat lewe nie. Christus het jou lewe geword, of jy het nie 'n lewe nie. Luister na 1 Johannes 5 vers 12. Hy wie die Seun het, het die lewe. Hy wie die Seun nie, het nie lewe nie. Met ander woorde, mense, ons kyk na groter werklikheid, want soos ek reeds baie keer aangehaal het ook, God kom vir 'n kerk sonder, vir 'n mens ook, sonder vlek of rimpel. Jy moet aanvaar wat God vir jou gedoen het, en nie wat jy vir God moet doen nie. Jy kan God op geen manier behaag, behalwe deur geloof nie, deur te aanvaar die groot heerlikheid en rykdom wat hy vir jou gebring het. Dit is so belangrik dat ons meer en meer in die werklikheid van die evangelie sal inkyk, dat ons elke woord sal glo, dat die Gees van God werklik in ons sal woon. Nie hierdie speelietjies speel en vertoon probeer opsit nie, dis nie dit nie. As die Gees nie in jou kan getuig saam met die woord van God nie, dan is dit nie die Gees nie. Die Gees sal absoluut al die tyd getuig met die woord, want die woord is Gees en lewe. So, as die woord vir jou sê, jy is nou geheilig, dan is jy geheilig, en dis wat jy moet glo. Dit is wat jou verstand sal vernuwe, as jy self in daardie werklikheid wandel, as jy tot geloofsgehoorsaamheid kom. As ons 'n bietjie verder gaan, ons kyk gewoonlik na Efesiërs, die boek van Efesiërs, is so wonderlik. Mens kan kwaliek ooit wegkom van daardie boek af. Maar as jy by die 5de hoofstuk kom, dan sê hy oor en oor hoe die verborgenheid, dit wat God behaag, hoe dit beskryf word, dat dit eintlik die huwelik is, dat die huwelik 'n vertoon moet wees van Jesus en die kerk. Absolute vertoning moet wees. Die vrou so gehoorsaam as wat die kerk is, sonder vlek of rimpel aan haar man. So moet die man sy vrou lief hê, soos God die kerk lief gehad het om vir die kerk te sterf. En as dit nie jou werklikheid is nie, dan kan jy doen wat jy wil, jy kan watter vertoon opsit, jy kan watter liedjie sing, jy kan watter instrument speel, jy kan wat jy ook al op aarde doen, om jou eie eer te probeer kry. Jy sal dit nooit verkry nie. God se eer word nie aangeraak nie. Hy is die enigste wat te sê het, en sy sê is dit wat byvoorbeeld dan in Efesiërs 5 beskryf word, baie krities as jy sien, en hy oor en oor die verbondenheid met homself beskryf in die natuurlike riekalm. Dit is so wonderlik as 'n mens na hierdie beloftes kyk en weet wat die skrifte, dit is nie dat God nie geweet het waar die mens staan nie. As ons byvoorbeeld nou kyk na Efesiërs 4 en jy kyk na vers 12, dan sê hy om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Want elke gelowige is net 'n lid van die liggaam. Dis daarom dat daar nie 'n klomp liggame kan wees nie. Daar is net een liggaam. En daardie liggaam is verdeel in verskillende lede. Elke mens 'n lid van daardie liggaam. En elke mens kan 'n bydrae lewer vir daardie liggaam. Maar jy moet dit deur die skrifte doen. Jy moet in die skrifte, as die skrifte sê, jy's 'n vrou en dis jou verpligtinge, dan doen jy dit. As die skrifte vir 'n man sê, dit is jou verpligtinge, sonder dat jy vir jou huisgesin sorg, as jy soos 'n heiden, dan
dan weet jy wat jou verpligting is. So dis so belangrik dat ons weet dat dit net geloofsgehoorsaamheid is wat jou tot 'n volheid kan bring. Nou, daai bediening is in elke lid van die liggaam. Luister na Efesiërs 4 vers 12. Hy sê om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot 'n eenheid van die geloof. Eenheid lê nie daarin om almal dieselfde liedjie te sing, of dieselfde realiteit te sien, en dit nie uit te voer nie. Nee, dis 'n werklikheid wat moet ontstaan. Mense mekaar aanvaar en weet dat jy liggaam van Christus is, dat elke mens vergewe is, dat God vir elke mens dieselfde gedien het. Is daarom in 2 Korintiërs 5 vers 14-15 sê, ons sien niemand meer na die vlees nie. Jy sien almal nou ingesluit in hierdie groot verlossingsdaad wat in Christus Jesus gekom het. Dit sê vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Daardie volle realiteit dat Christus nou jou lewe is. Galasiërs 2 vers 20, Romeine 6 vers 6, dat jy gesterf het, jy leef nie meer nie, dat Christus het jou sy lewe geskenk, dat hy leef nou in jou, hy is nou jou lewe. Efesiërs 3 vers 16, laat Christus nou ryklik in jou woon, deur jou geloof. Geestelik, jy moet geestelik word en sien dat Christus 'n werklikheid is, dat die woord gees is en dat die gees gekom het om jou te versterk en te vervul en te bring tot 'n volheid van geloof, totdat jy kom tot die volheid van die grootte van Christus, wat absoluut kan sê, my Vader, Christus het nooit aan sy Vader getwyfel nie, nooit nie. En kan jy dink, die woord van God is dit wat ons rykdom is. En daar's so min mense wat die woord ken. Daar's so min mense wat wil inkyk in die woord en wat wil aanvaar wat die skrifte sê. Want sonder om te aanvaar wat die skrif vir jou sê, het jy geen werklikheid nie. So, dit is so belangrik. As jy kyk na Hebreërs 9, dan sê hy in vers 12, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal in die heiligdom ingegaan en 'n ewige verlossing teweeggebring. As jy nie daardie ewige verlossing het nie, as jy nie besef dat dis 'n werklikheid wat aan die kruis vas is, dis nie jou doen en late wat enige realiteit gaan verander nie, want God het jou aan die kruis tot niet gemaak. Jy het saam met Christus gesterf en jy leef nie meer nie. Om 'n lewe te hê, moet jy nou Christus aanvaar as jou lewe. Nou, as jy byvoorbeeld in Efesiërs 4 vers 18 kyk, dan sien jy waar jy was. Hy sê mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte. Hulle wil niks, hulle glo aan hulle tradisies, hulle wil nie hoor wat die woord van God sê nie. Hulle glo net wat hulle tradisie glo, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Wat is onreinheid? Enige van jou natuurlike werke is onreinheid. Dis nie dit wat God van jou verlang nie. Hy verlang van jou om dit wat hy vir jou geskenk het, uit te leef en daardie realiteit
as 'n groot waarde vir jou te sien. So dis so belangrik dat ons in hierdie werklikheid inkyk. Luister net na die 14de vers weer. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God, sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Nie jou werke nie, om die lewende God te dien, vir dit wat hy vir jou kom doen het. Dit is so belangrik, mense, om in te kyk en hierdie groot God vir jou 'n werklikheid te maak, dat sy woord is 'n werklikheid, sy woord is sy eer, sy woord is dit wat jou gaan deurdra deur die grootste probleme, deur die grootste siekte, deur die grootste ellende. Kan jy dink dat die skrifte bemoedig jou om nie dit te aanvaar wat jy soms in die vlees ondervind nie? Hoor wat sê die skrif vir jou wanneer jy aan jou siekteprobleme byvoorbeeld dink. Hy sê wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis gedra het. As hy jou sonde aan die kruis, dis 2000 jaar gelede. As hy jou sondes op die kruis gedra het en hy dit daar afgehandel, wat beter jy vandag daarmee? Jou geloof moet jou red. Jy moet glo dat jy nie meer 'n sondaar is deur God se gawe wat hy aan jou geskenk het van verlossing. Luister, ek gaan die skrifgie 'n paar keer oorlees. Hy sê wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons sondes kan afsterwe. Jy kry 'n geleentheid om nou van daai gewoonte, misdaad, om gedurig sonde te bely, om daarvan vry te raak, sodat jy kan glo dat jou sonde vir tyd en ewigheid weggeneem het. 2 Korintiërs 5:19, dit is God wat ons met homself gerekonsilieer het en ons sonde nie weer aan ons sal toereken nie. Kan jy dink dat dit is nie net in daardie geestelike riekelm wat hy vir jou bygestaan het nie, maar ook deur die vlees, deur wie se wonde jy genees is. Jy gaan nie genees word nie, jy is genees aan die kruis van Golgotha, om teen natuurlike omstandighede in te glo wat hierdie groot God vir jou gedoen het, om hom deel van jou te maak, om sy lewe in en deur jou te laat vloei, soos 'n magtige stroom. Hy het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Prys sy wonderlike naam. Amen.